Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by hierdie Spreuke 16 vers 6 tot 9. En voor ons daarby kom, wil ek u groet met die woorde van Gesang 306, 'n baie besondere gesang in die gesangebundel wat handel oor die woord van God. En hierdie pragtige gesang sê: woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betroubaar vas en waar, deur miskenning deur gevaar. Wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Daarom, vriende, roep ek u gereeld op om 'n getroue student van God se woord te wees. Lees die woord, bepeins die woord, memoriseer die woord. Dis noodsaaklik, want die woord van God is die lig vir ons pad, dis die lamp vir ons voet. Hierdie kosbare Bybelboek is God se selfopenbaring, sy selfverklaring. Daaruit sien ons wie hy is, hoe heilig hy is, die skepper, die een wat alles onderhou deur die krag van sy woord, die een wat vir ons die oplossing kom skenk het, en die oplosser Jesus Christus vir ons sondeprobleem. Hoe die Here ook vir ons dan die kloof oorbrug het, deur sy soendood aan die kruis, en hoe ons by God die Vader kan uitkom, met God die Vader versoen kan word, deur Jesus Christus, en hoe die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag in ons harte woon, en as kinders van die Here ons leer en lei in die waarheid. En mag die Here ook vanmôre vir ons versterk, en mag die waarheid van sy woord tot ons harte spreek. Nou kom ons lees vanmôre daar uit Spreuke 16 vers 6 tot 9. Daar staan: deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. As die Here behaag in die weë van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. Liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Nou vriende, ek het vir u reeds gesê dat ons by sommige van die verse redelik vinnig daaroor gaan, omdat ons dit al reeds hanteer het in die verlede, en daar is sekere verse wat ons bietjie langer by gaan stil staan, omdat ons vir die eerste keer met hierdie waarheid gekonfronteer word vanuit die boek Spreuke. So kom ons val weg, dan sien ons wat sê vers 6 vir ons. Daar staan: deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Nou vriende, wat baie belangrik is dat ons die verse vooraf in ag sal neem. Ons het gesien by die vorige oordenking dat die Here alles gemaak het vir 'n doel, die goddelose vir die dag van onheil, en so ook die hoogmoedige van hart sal sekerlik nie ongestraf bly nie. Maar nou sê die Here vir ons, as hierdie sonde bely word, en as hierdie sonde laat staan word, is daar altyd barmhartigheid en trou en liefde by die Here. Vriende, deur liefde en trou het die Here vir ons 'n weg gebaan. Sy liefde vir ons, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Deur God se liefde het hy Christus gestuur, en deur Christus se getrouheid is daar vir ons 'n offer aan die kruis gebring, sodat ons ook van ons skuld versoen kan word, vergewe kan word van ons sonde, dat ons sonde op Christus geplaas kan word, en sy geregtigheid ons deel kan word. Daarom is dit so kosbaar om te sien dat die Bybel sê, deur God se liefde en trou word ons skuld versoen. Hy die getroue, hy die sondelose, het vir ons die ontroue en sondige vergifnis en versoening bewerk, sodat ons ook nou kinders van God genoem kan word. En dan lei dit, vriende, tot 'n lewe van heiligheid, want die B-gedeelte sê, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. As jy van 'n onberekenbare skuld vrygespreek is daar onmiddellik 'n dankbare optrede in jou lewe. Deur die Heilige Gees van God gewerk, is daar 'n heilige vrees vir God, wat my sal laat afwyk van die kwaad. Ek begin sonde haat, ek sien die gevolge van sonde, ek sien die effek van sonde, ek sien die hartseer van sonde. En omdat ek hierdie getrouheid van God sien, is daar ook onmiddellik by my 'n vrees vir die Here, 'n haat vir sonde, 'n afwyk van sonde, 'n wegbeweeg van sonde, en 'n lewe van heiligheid tot eer van die Here. Vriende, iemand wat bely hulle behoort aan die Here, wat kwaad en sonde en ongeregtigheid liefhet, is 'n leenaar. Dis wat die Bybel vir ons leer. Daarom is die opdrag altyd dat ons lewe sal ondersoek om te kyk of ons in die waarheid is. Dank God vir sy liefde, vir sy getrouheid, dat hy ons skuld versoen het, dat hy vir ons in ons harte die haat vir sonde gegee het, die vrees vir hom, wat ons laat leef om hom dan ook welbehaaglik te wees. Die volgende vers is 'n uitvloeisel van vers 6. As die Here behaag in die weë van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. U sal onthou, ek het vir u gesê dat die Spreuke is nie goddelike waarborge nie, maar sterk beginsels, en sien ons hierdie sterk beginsel in die lewe baie duidelik. Dit beteken nie dat elke kind van God vyandloos is nie,
Maar wat die Bybel vir ons kom leer, as God 'n behaat in my lewe, as daar hier in my hart 'n opregtheid met God is, 'n lewe van heiligheid, dan skenk die Here vir my vrede met ander mense. Kyk maar by 'n werksplek, as jy eerlik is, as jy opreg is, as jy jou werk deeglik doen, het jy gewoonlik nie probleme met die werkgewer nie. Het jy gewoonlik nie probleme met die voorman of met die persoon in beheer nie. Dis wanneer die teendeel in my lewe teenwoordig is, sonde en agterloosheid en selfs agterbaksheid en nalatigheid, dat ek soms dan probleme met mense het. Ons weet die Bybel leer vir ons ook baie duidelik daar in 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Dis wat ek vir u gesê het, vriende, hierdie vers sluit nie stryd en vervolging uit nie, maar die algemene beginsel, die sterk beginsel wat vasstaan en wat die meeste van ons beleef, as ons 'n lewe leef wat God welbehaaglik is, 'n lewe van heiligheid, die liefde van Christus uitleef, hierdie genade van die Here verkondig, dat daar redding vir sondaars is, oor die algemeen is daar vrede in ons lewe, en lewe selfs ons vyande met ons saam. Selfs mense wat nie altyd van ons hou nie, of nie dieselfde dink as ons nie, sal graag luister en sal ook kyk na ons lewe, en sal sien, dat daar die vrug van geregtigheid in ons lewe na vore kom. Ja, ek sê vir u weer eens, daar kom tye van stryd, daar is vyande in ons lewe, daar is mense wat ons teëstaan, maar hierdie gaan oor die algemene sterk beginsel wat God in sy woord vir ons opgeteken het. En dan sien ons ook baie duidelik dat die Here selfs in die vyande se harte sal werk om met ons oor die weg te kom. Dat die Here self vir ons vrede sal gee. Dink maar net aan die voorbeeld van Daniël. Daniël is in Babyloniese ballingskap weggevoer en daar word Daniël tweede in bevel. En ons sien dat Daniël ook daar, vriende, hierdie wonderlike genade uitleef, om dan ook vir die koning 'n goeie werker te wees, vir die koning iemand te wees wat hom bygestaan het, en waar mense kwaadwillig teenoor die koning opgetree het, was Daniël se gesindheid een van respek en eerbied teenoor die leierskap wat God daar gestel het. Al was hierdie koning 'n goddelose koning, het Daniël nog steeds guns van hom ontvang, en dis maar basies wat hierdie gedeelte vir ons wil kom leer. Nou sê die Bybel vir ons in vers 8, liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. En ek gaan nie veel daaroor sê nie, vriende. Ons het al reeds daaroor gepraat in Spreuke 15 vers 16, waar daar staan, liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Hier gaan dit oor die eerlike verkryging van my inkomste. As ek oneerlik is, gaan daar nie vreugde, gaan daar nie blydskap wees nie. Gaan daar nie dankbaarheid wees nie. Kan ek nie geniet wat ek het nie. Waarom nie? Want my gewete sal my aankla om vir my te sê, dit wat jy verkry het, is uit onreg, onregverdig, uit boosheid verkry. Daarom eerder 'n bietjie op 'n eerlike manier as baie deur boosheid en sonde. En dan vers 9, ook net 'n kort gedagte daaroor. Ons het al reeds bietjie daaroor gepraat. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. U sal onthou vers 1 van Spreuke 16 het gesê, die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. En dan lees ons daar in Spreuke 19 vers 21 die volgende woorde. Dit is so pragtig as ons dit lees. Baie planne is in die man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Ek het vir u gesê, vriende, ons kan planne maak, ons kan sekere dinge beplan, maar onthou altyd om te sê, as dit die wil van die Here is. Want die Here rig ons voetstappe. Hy is die soewereine God wat alles werk volgens die raad van sy wil. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Daarom, vriende, is dit goed om planne te hê, dis goed om sekere projekte daar te stel, dis goed om sekere dinge in my gedagte te bedink en dan ook dit ten uitvoer te bring, maar onthou altyd om God in gedagtenis te bring, want die Here rig ons voetstappe. Hy is die koning van die konings, hy is bo alles en hy sal sy wil laat geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Daarom is dit besonder dat ons vanmôre sal seker maak, ons ken die Here, dat ons skuld versoen is deur die wonderlike liefde van God geopenbaar in Christus en sy getrouheid wat die sondaar ook nooi en vir die sondaar sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlak en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Onthou maar, vriende, is belangrik om dan te lewe in 'n lewe van heiligheid. Jy kan nie bely jy behoort aan die Here en daar's nie heiligheid te bespier in jou lewe nie. Onthou jou inkomste, om op 'n eerlike manier jou inkomste te verkry, sodat jy kan geniet wat die Here vir jou gee. Want 'n oneerlike verkryging van inkomste bring altyd 'n gewetensprobleem en dan ook hierdie gesindheid wat 'n mens nie kan geniet wat God jou gee nie.
En dan baie belangrik, ken God in al jou weë en hy sal jou paie gelyk maak. Baie groete, baie seën, mooi dag verder, tada.